Welkom by Leef die Woord. Dankie dat jy weer eens by ons aangesluit het. Dit is altyd vir my 'n voorreg om tyd saam met jou rondom die woord van die Here te spandeer. En dankie dat ons dit kan doen. Ons gesels vandag verder oor die opstanding van Jesus Christus en hoekom die boodskap van die opstanding van Jesus Christus so belangrik is. En ons gaan gesels aan die hand van 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 8. Voordat ons dit lees, kom ons bid eers saam. Vader, dankie vir die voorreg om met u woord voor ons oop te kan wees. Dankie dat ons harte kan oopstel, sodat u in ons harte en in ons lewens inspraak kan lewer. Ons is begeerig en honger om van u te hoor en te ontvang. In Jesus se naam. Amen. Nou lees saam met my 1 Korintiërs 15 en ons gaan vanaf vers 1 lees. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, en daarna aan al die apostels. En laaste van almal het hy verskyn ook aan my, as die ontydig geborene. Gedurende Paasfees gesels ons oor die dood van Jesus en oor die opstanding van Jesus. Maar vriende, ons moet nie net dan oor die dood en die opstanding van Jesus Christus gesels of getuig nie. Ons moet nie net daaroor gesels dat Jesus vir ons sondes gesterf het nie. Die opstanding van Jesus Christus is net so 'n belangrike aspek van die evangelieboodskap as die waarheid dat Christus vir ons gesterf het. Sedert Christus Jesus uit die dood uit opgestaan het, leef ons elke dag in die werklikheid en in die realiteit van opstandingskrag. Elke dag is 'n dag wat met hoop besiel is, omdat Jesus leef. Elke dag besef ons dat niks ooit vir God onuitvoerbaar sal wees nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid bely dat ons nie 'n hopelose einde sal hê nie, maar dat ons 'n eindelose hoop het. Die boodskap is eenvoudig. Die boodskap is die waarheid en die boodskap is onweerlegbaar. Jesus Christus leef. En die waarheid aangaande hom dat hy leef, die waarheid aangaande die opstanding van Jesus Christus, moet deel van ons verkondiging van die evangelie wees. Die opstanding van Jesus Christus, net soos sy dood en die feit dat hy gelewe het, is nie bloot net 'n historiese werklikheid nie. Dit moet 'n wesenlike deel van ons geloof en belydenis wees. En daarom let ons op in die eerste plek. Jesus Christus het homself lewend vertoon. Die woord van die Here bevestig dit onomwonde dat Christus Jesus homself lewend vertoon het. En ons glo dit, omdat ons dit in die Bybel lees. En ons glo dit omdat God, wat nie 'n man is dat hy sou lieg nie, en die hele skrif ingegee het, dit baie duidelik vir ons stel. Jesus Christus het ook, na sy opstanding uit die dood, homself persoonlik en fisies liggaamlik lewend vertoon, aan Maria Magdalena, aan die ander Maria, Jakobus se moeder, aan 2 van die disippels op die pad na Emmaus. Verskeie kere het hy homself lewend vertoon aan die disippels, ook aan Sefas of Petrus, op een stadium aan 500 broeders tegelyk, ook aan Jakobus, die halfbroer van Jesus, en ook aan Paulus. Dit is dus baie duidelik dat daar getuienisse is, wat kan bevestig dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. In die Handelinge van die Apostels word daar ruimskoots na die opstanding van die Here Jesus Christus verwys, en sien ons telkens dat dit deel is van die verkondiging van die evangelie, dat hierdie waarheid nie versuim word nie. Ons sien dit in Handelinge 2, in Handelinge 3, in Handelinge 4, in Handelinge 5, in Handelinge 10.
weer in Handelinge 13, in Handelinge 17, Handelinge 23, Handelinge 24 en Handelinge 26, word daar na die waarheid aangaande die opstanding van Jesus Christus verwys. En die dringendheid van hierdie aspek van die evangelie dat Jesus uit die doodheid opgestaan het, word nog verder onderstreep wanneer Paulus 58 verse in 1 Korintiërs 15 daaraan wy om oor die opstanding van ons Here Jesus Christus te gesels. En dan gebruik Paulus nog die vrymoedigheid om te sê dat hierdie waarheid getoets kan word, want van hierdie manne aan wie Jesus homself op een keer, op een slag vertoon het, lewend vertoon het, aan 500 broeders te gelyk, dat baie van daardie manne nog gelewe het. Paulus sê dis vir hulle, julle kan hierdie waarheid gaan toets. Julle sien vriende, geliefdes, ons moet nie net vertel dat Jesus Christus gesterf het nie, ons moet ook vertel dat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Ook dat hy opgevaar het na die hemel en dat ons verwag dat hy spoedig weer gaan terugkeer. En daarom kan ons sê, op sterkte van deeglike en genoegsame getuienisse, weet ons dat Jesus Christus waarlik, persoonlik en fisies liggaamlik uit die doodheid opgestaan het. Dis nie 'n fabel nie. Jesus Christus leef. En dit is nie die belydenis van kranksinniges nie. Dit is die belydenis van ons wat in die held van ons verlossing glo, op sterkte van sy karakter en die integriteit van die skrif. En daarom moet ons oplet. In die tweede plek, dat die volle evangelie beteken dat ons sal gesels ook oor die opstanding van Jesus Christus. Want julle sien, daar is niks wat so 'n deurslaggewende rol in ons Christelike geloof en lewe speel as juis die waarheid, dat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Dit is 'n wesenlike deel of aspek van ons Christelike geloof en lewe. Trouwens, dit is juis die opstanding van Jesus Christus uit die dood wat die Christelike geloof van alle ander godsdienste in die wêreld onderskei. Jesus Christus se opstanding uit die dood uit is waarskynlik een van die sterkste argumente, en miskien kan ons self sê die sterkste argument wat ons kan aanvoer in ons verdediging en verduideliking van ons Christelike geloof, waarom dit die enigste waaragtige geloof, die enigste waaragtige godsdiens is, want ons Verlosser leef. En dit is slegs die Christelike geloof wat so 'n kernwaarheid as een van die fundamentele boustene van die geloof het. Die feit dat Jesus gesterf het, maar ook dat hy opgestaan het. Ja, ook dat hy opgevaar het en dat ons hom verwag om weer terug te kom op sterkte van wat die skrif sê en op sterkte van die integriteit van Jesus Christus. Die opstanding van Jesus Christus uit die dood bevestig die Christelike geloof as 'n boodskap van geloof en lewe, van 'n boodskap van hoop, van 'n boodskap van oorwinning, as 'n boodskap van ewigheid. En Jesus Christus het self hierdie waarhede van lewe en hoop, oorwinning en ewigheid gekommunikeer of laat deurskemer toe hy gesê het in Johannes 11 vanaf vers 25: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat in my glo, sal nooit weer sterwe in ewigheid nie. Glo jy dit? Dit is ook 'n vraag wat Jesus vandag vir jou en my en elke ander mens vra. Jy sien die belangrikheid, die fundamentele belangrikheid aangaande die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hierdie boodskap en hierdie leer dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, die kernwaarde daarvan word verder onderstreep wanneer die Hebreërbriefskrywer in geen onseker terme kom duidelik stel dat die leer van die opstanding van Jesus Christus ook 'n fundamentele en elementêre tema in ons godsdienstige onderrig moet wees, in ons teologiese vorming, in ons geloofsvorming moet wees. Hy het gesê in Hebreërs 6 vers 1 en 2, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê
van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Hierdie 6 temas moet fundamenteel in ons Christelike geloof en lewe en leer ingebou wees. Vriende, geliefdes, in die gemeente moet daar moeite gedoen word om mense aangaande die opstanding van Jesus Christus uit die dode te leer. Dit is juis die boodskap van Jesus Christus uit die dode wat dit duidelik aan die lig bring dat daar lewe na die dood is. Dat ons selfs kan sê met vrymoedigheid, ons sal lewe al het ons ook gesterwe. Op sterkte van hierdie waarheid, dat Jesus Christus persoonlik en fisies liggaamlik uit die dood uit opgestaan het, wil ek dit vandag duidelik stel, dat enige persoon of enige instansie wat nie die persoonlike en liggaamlik fisiese opstanding van Christus Jesus uit die dood uit glo en verkondig nie, verseker nie met die Christelike geloof geassosieer kan word nie. Luister, Jesus leef, en omdat hy leef, sal ons leef. En omdat hy leef, is daar vuur in ons verkondiging. Omdat hy leef, het ons die vrymoedigheid om die evangelie aangaande Jesus Christus te verkondig. Dit is die volle boodskap. Dit is die volle evangelie. Dat Jesus Christus gebore is, gelewe het, gesterwe het, maar ook opgestaan het en opgevaar het en ons verwag dat hy spoedig terug gaan kom. Laat ek dit weer 'n keer sê en laat dit in jou gees vasslaan. Jesus Christus leef. Kom ons bid saam. Vader, ons is met hoop besiel en ons is opgewonde, want ons Verlosser leef. En omdat hy leef, sal ons leef. Jesus Christus, ons kan in 'n persoonlike en lewende verhouding met U staan, omdat U leef. En deur U is dit vir ons moontlik om met God drie-enig in 'n verhouding te wees. En ons dank U daarvoor. Amen.